Hallo julle, baie welkom by Vandag se Inspireer. Ons praat hierdie week rondom die tema van om in die oomblik te leef. Nou, ek en my vrou, ons het nou die aand het ons 'n gesprek gehad. Sy moes verlede week dokter toe gaan en toe sy so in die wagkamer sit en sy kyk so rond, sien sy al die mense is op hulle fone, besig, jy weet, om ek het die e-posse te kyk of op hulle sosiale media te gaan of wat dit ook al is. En sy sê, sy besluit toe in daai oomblik dat sy gaan nou net hier sit en sy gaan nie haar foon uithaal nie. Sy gaan kyk na hierdie mense en sy gaan verveeld wees. En dis iets wat ons nie meer wil wees nie in ons leeftyd nie. Ons wil nie meer verveeld wees nie. En dis nogal interessant. Ons hou nie van die gevoel van verveeld wees nie. Ons brein hou nie daarvan nie. Maar dis eintlik in daai spasie waar jy die meeste kreatiwiteit jy weet kry is wanneer jy verveeld is. En dis nou 'n saak op sy eie. Maar sy sê sy sit daar en sy besef hoe moeilik dit is vir haar om nie haar foon uit te haal nie. En toe die aand het ons 'n gesprekkie oor gehad en dit was 'n lekker gesprek, want sy sê toe vir my, jy weet, ek sit toe daar en ons niks meer om te doen nie en ek begin te dink en jy weet en ek begin verveeld raak. Ek sê toe vir haar, maar is daar nie tydskrifte gewees? Sy sê toe nee, daar was nie. En dis nogal interessant dat daar nie meer regtig tydskrifte is in 'n wagkamer nie. Hoekom? Want ons het almal fone by ons. En sy sê toe sy wonder wat het mense maar in wagkamers gedoen altyd. Ek sê toe vir haar, wel ek onthou toe ek saam met my ouma partykeer dokter toe gegaan het, ons in die wagkamer gesit het, ons natuurlik met mekaar gepraat, maar my ouma was iemand wat geselsies met ander mense aangeknoop het. Sy het met mense gepraat, soos, jy weet, hoekom is jy hier? Jy weet, wat's jou rede? Waarvoor wag jy? Ensovoorts. Nou 'n hele gesprek natuurlik uit dit uitgekom. En hulle het geleef in die oomblik. En daai oomblik was 'n wagoomblik gewees. Maar dit het my laat dink aan 'n gedeelte wat Paulus geskryf het in Efesiërs 5 vers 15 en ek gaan dit vanoggend vir julle lees. Hy begin so, hy sê, wees baie versigtig hoe jy lewe. So wees op die uitkyk hoe jy lewe. Hy sê, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Ek dink baie keer as ons net ons fone uitruk en net wil afstand doen tussen ons en verveeld wees, dan leef ons baie keer onverstandig. Ons mis goed. Hy sê dit, hy sê, maak, verder, vers 16 sê hy dit, hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Maak die beste van elke geleentheid. Griekse woord daar is kairon, nee, maak die beste gebruik van die oomblik waarin jy nou is. Jy is in hierdie oomblik, maak nou die beste gebruik daarvan. Dis basies wat hy hierso sê. En ek dink, jy weet, die feit dat Gerda byvoorbeeld daar gesit het en gekyk het na mense, het sy probeer om die beste van daai oomblik te maak, sonder om te probeer afstand doen van die ongemaklike gevoel van verveeld wees. Paulus gaan skryf verder, sê, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. En ek dink baie keer, as ons in die oomblik leef, nee, of nie in die oomblik leef nie, dan mis ons baie keer, jy weet, wat God nou wil doen. Maar meer as dit, ons mis ook, jy weet, wat 'n mense se lewens aangaan, en jy weet, die mensoomblikke, as ek dit so kan stel. Ons mis dit ook. En ek dink Paulus sê vir ons hier, sodat ek en jy, en maak nie saak in watse omstandighede ons osself bevind, moet die beste maak van elke geleentheid wat ons kry, waar daar mense is. Waar ons met mense te doen kry, waar ons byvoorbeeld in 'n wagkamer sit, of in 'n Checkers ry staan, jy weet, so vinnig, haal ons fone uit, en sê, weet jy wat, ek gaan nie nou deel met hierdie ongemaklike gevoel van verveeldheid, of om met mense te praat, of mense in die oë te kyk, ensovoorts nie, ek gaan net my eie ding doen. En ek dink hy sê, ons moet die beste gebruik maak van die geleentheid wat ons het, want ons lewe in goddelose tye. En mense het nodig om met mense te praat en om te gee, mense in die oë te kyk, by mense te wees. Nee, want dit is wat in die oomblik beteken. So, soos jy ingaan in hierdie week, of dalk hierdie naweek, sit daai foon neer. As jou vrou met jou praat, of jou kinders praat met jou, moenie jou foon optel nie. Moenie lyk asof jy nie met hulle wil praat nie. Wees in die oomblik, praat met hulle, kyk hulle in die oë. En as jy daai gevoel van verveeldheid kry, probeer ook nie jou foon optel nie. Probeer iets anders doen. Wees dalk 'n bietjie kreatief. Wees 'n mens. Wees in die oomblik. Ek hoop jy het 'n lekker dag.